Johannes 19 vers 30. Hierdie is episode 2. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Dit is volbring. Ons kyk vandag na, ons neem 'n reis vanuit gebondenheid na vryheid. Die wet van Sinaï, mens kan hom hier neersit. Die wet van Sinaï, ons gaan van hier af reis na die wet van Jesus Christus tot hier. Jy moet hierdie prent kan sien om te verstaan wie is waar en waarvoor is wie verantwoordelik. Hierdie is eintlik twee goddelike raamwerke, albei goddelike raamwerke, wat ons begrip van geregtigheid en genade en die transformerende krag van geloof vorm. Ons gaan vandag hierdie reis vanaf die berg Sinaï waar God se wet met donder en blitse op kliptafels gegraveer is, tot by Golgotha, waar liefde, genade, vryheid in Christus geopenbaar is. Ons gaan saam ontdek waarom God die wet gegee het, waarom die wet nie genoeg was nie, hoe Christus se wet ons harte verander en hoe dit jou daaglikse lewe raak. Nou, hier op die 5de Oktober in 2025. Kom ons begin deur na die konteks te kyk van hierdie wette. Die wet van Sinaï, ons begin by hom en ons gee oorsig. Die wet van Sinaï wat deur Moses oorgedra is, verteenwoordig God se verbond met Israel en dit bevat morele, seremoniele en siviele regulasies. Dit word opgeteken in Exodus hoofstuk 19 en hoofstuk 20, waar die 10 gebooie gegee word as 'n fundamentele aspek van hierdie wet. Die doel van die wet. Wat is die doel van die wet? Nommer 1. Hy openbaar God se heiligheid. Die wet beklemtoon God se volmaakte aard en sy vereiste vir sy volk. Levitikus 19 vers 2. Praat met die hele volksvergadering van die Israeliete en sê vir hulle: julle moet heilig wees, want ek is heilig. Ek, die Here, julle God, is heilig. Hierdie wet openbaar die sondigheid van die mens. Dit wys ons onmag om aan God se standaarde te kan voldoen. Romeine 3 vers 20. Daarom sal geen mens op grond van die uitvoering van die wet voor hom geregverdig word nie. Want juis deur die wet ken ons die sonde. Met fyn luister wat die Here se woord skryf, want hy maak kernuitsprake in klein woordjies. Die wet van Sinaï is nie net 'n blote klomp reëls nie. Dit was God se eie heilige standaard aan Israel gegee na hulle verlossing vanuit Egipte. God het gesê, ek is heilig, wees julle ook heilig. Die wet het twee dinge baie duidelik gemaak. Wie God is en wie ons is. Wie God is, heilig, regverdig en volmaak. Wie ons is, sondig, tekortkomend, afhanklik van sy genade. Sien jy vir jou, ek sien vir my. Paulus skryf in Romeine 3 vers 20 dat niemand deur die werke van die wet geregverdig sal word nie, want die wet leer ons wat sonde is. Soos net nou fyn geluister het. Dis soos 'n spieël. 'n Spieël wys jou die merke op jou gesig, al die vlekke of die waar jy jou make-up, die dames sit mos paint aan, waar jy hom dalk skeef getrek het of iets, maar die spieël kan dit nie regmaak nie. Dis wat die wet gedoen het. Hy het gewys wat sonde is. Maar die wet het nie die vermoë gehad om dit reg te maak nie. Alhoewel die wet heilig en regverdig was, het dit nie die krag gehad om te red nie.
Dit was 'n tugmeester wat ons na Christus moes lei en ons aanhoudend moet herinner aan ons tekortkominge. Galasiërs 3 vers 24. Die wet was dus ons oppasser, met die oog op Christus, sodat ons deur geloof geregverdig kon word. As jy fyn luister, dan hoor jy ook hoe die Here met hierdie boodskap besig is om ons los te maak van die godsdienstige gees en ons aan Christus alleen te verkleef. Want wanneer jy in 'n Nuwe Testamentiese tyd soos vandag in hierdie wet bly leef en sê hierdie is alles, daar's niks anders behalwe dit nie. As dit oukei, maar jy gaan godsdienstig wees. Maar wanneer jy sê dankie Christus vir die leermeester, ek leef in U. Want die leermeester van die wet leer my om in Christus verkleef te wees en hoe om in Christus te leef. Dan word ek losgemaak van die godsdienstige gees en ek leef in verhouding met Jesus Christus. Dis wat gebeur. Die wet kon sonde identifiseer, maar nie die finale versoening bring nie. Dit het offers en rituele vereis, maar hierdie offers was uiteindelik onvolmaak. Hebreërs 10 vers 1 tot 4. As jy wil oopslaan en saam lees, sal dit goed wees. Hebreërs 10 vers 1 tot 4. Die wet bevat immers net 'n afskaduwing van die toekomstige goeie dinge. Ek lees uit die 2020 vertaling. Nie 'n presiese weergawe daarvan nie. Daarom kan dit nooit deur dieselfde offers wat onophoudelik jaar na jaar gebring word, diegene wat kom aanbid tot volmaaktheid bring nie. Vers 2 in Hebreërs 10. Sou hulle nie andersins opgehou het om offers te bring, omdat die aanbidders, nadat hulle eenmaal gereinig is, nie meer enige besef van sonde sou hê nie, maar deur die offers word hulle nou jaarliks aan hulle sonde herinner. Want die bloed van bulle en bokke kan onmoontlik sonde wegneem. Dis die wet. Kom ons kyk nou na die wet van Christus. Die wet van Christus wat deur Jesus bekend gestel word, se oorsprong word gekenmerk deur genade en liefde. Hy sluit sy etiese leringe in en eindig met die gebod, naamlik om God en ons naaste lief te hê. Matteus 22, ek lees vir ons vers 37 tot 40, Matteus 22. En Jesus antwoord hom: Moet my nie Here, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dis die eerste gebod. En die tweede hieraan gelykstaande, moenie hy woord mis nie. Gelykstaande, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Toe Christus na die aarde gekom het, het hy nie gekom om die wet van God weg te vat nie. Hy het gekom om dit te vervul. Dit lees jy in Matteus 5:17. Waar die wet van Sinaï gefokus het op eksterne gedrag, die doen dinge, wat ons alles moet doen. En dit ons nie vir te veel jare by al die doen dinge vasgehaak nie. Nee, maar jy moet nog dit doen, jy moet dit doen, ek wil nie eers daarheen gaan nie. Dit het gefokus, hierdie wet van Sinaï, die godsdienstige gees, fokus op daardie doen dinge, eksterne gedrag. En Jesus kom en hy wys dat ware gehoorsaamheid by die hart begin. Nie met moenie doodslaan nie, maar ook met moenie haat nie. Nie met moenie egbreek nie, maar ook met moenie met begeerte kyk nie. Manne en vroue. Moenie dink net die manne wat so swak is om ek het 'n paar vroue hoor praat dat ek bang geword het. Hulle kyk vir ons manne uit, julle moet watch. En daarom spreek Christus. Hy sê nie net moenie 'n ander man se vrou vat of 'n ander vrou se man steel nie. Hy sê kyk na jou begeerlike oë waar jy kyk. Hoe jy kyk, hoe jy tweemaal kyk.
Die wet van Christus vat al die gebooie en bind dit saam in 'n nuwe lewende wet. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou siel en jou verstand en jou naaste soos jouself. Die verskil? Die wet van Sinaï sê, doen dit of jy sterf. Die wet van Christus sê, ek het dit vir jou gedoen. Leef nou uit liefde. As ek nou moet kies, wil ek hierdie kant kom staan. Ek het dit vir jou gedoen. Leef nou uit liefde. Wat is die doel van die wet van Christus? Nommer 1, die vervulling van die wet. Jesus kom en hy voltooi die vereistes van die wet en hy bied verlossing deur sy dood en opstanding. Matteus 5:17. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Romeine 10 vers 4. Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Wie glo? Is hier iemand in die saal wat glo? Het jy geregtigheid ontvang? Amen. Ons is geregverdig. En wanneer dit gebeur, dan gebeur daar iets baie groot met ons lewe. Daar vind interne transformasie plaas. En die goeie eeue oue woord vir ons is, daar vind heiligmaking plaas. Ons word gevorm vanaf ons beeld na die beeld van Jesus Christus. Van gebondenheid na vryheid. Die wet van Sinaï het mense in 'n siklus van skuld, offers en selfpoging gehou. Skuld, offers en selfpoging. Ek het droog gemaak, gaan koop 'n skaap, offer hom. Ek het gesteel, gaan haal 'n bees, offer hom. Dis hoe dit aangegaan het. Maar Christus het 'n ander pad oopgemaak. 'n Lewe onder genade waar die Heilige Gees die verandering binnekant begin en dan daardie verandering na buite bewerk. Dan sien hulle, wat het met hierdie ou gebeur? Wat het met hom gebeur? Dis nie dieselfde ou wat ek geken het nie. Want Christus kom en hy vernuwe jou. Hy transformeer jou al hoe meer na sy beeldnis. Heiligmaking vind plaas. Galasiërs 5 vers 22 en 23 beskryf dit baie pragtig. Die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Nie 'n lys pligte nie, maar 'n beskrywing van iemand wie se hart deur God verander is. Die wet van Christus fokus op hartsverandering eerder as net uiterlike nakoming van wette en reëls. Ek lees vir ons vers Matteus 5 vers 38 tot 48. Miskien moet jy saam lees. Dit sal goed wees. Matteus 5 38 tot 48. Julle het gehoor dat daar gesê is, oog vir oog en tand vir tand. Maar ek, Christus is hier aan die woord, hierdie eerste vers 38 is Jesus se woorde. Maar ek sê vir julle dat julle 'n slegte mens nie moet weerstaan nie. Maar as iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe. En hy wat met jou na die gereg wil gaan en jou onderkleed wil neem, laat hom ook die broekleed kry. En elkeen wat van jou 1 myl afdwing, loop met hom 2 myl saam. Gee aan hom wat jou iets vra en wys hom nie af wat van jou wil leen nie. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat vir julle vervloek. Doen goed aan die wat julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is. Want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Vers 48. Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is.
Kom ons kyk na die doeltreffendheid van die wet van Christus. Die wet van Christus stel ons as gelowiges in staat om geregverdig te leef. Nie deur ons eie krag nie. Soos wat Paul gesê, eers daai ou is 'n goeie Christen. Dit wys op godsdienstigheid in eie krag. Nie dit nie. Om geregverdig te leef nie uit eie krag nie, maar deur die inwoning van die Heilige Gees. Hoekom kan ek regverdig leef? Omdat die Heilige Gees in my regverdig is. Hoekom kan ek heilig leef? Hoekom kan ek eenvoudig leef? Hoekom kan ek die waarheid leef? Omdat Christus wat in my is, regverdig is, veilig is, die waarheid is, goedheid, guns is, barmhartig is. Dis hoekom ek so kan leef. Dis nie omdat ek so oulik is nie, of uit die regte woonbuurt uitkom, of uit die regte familie gebore en groot geword het nie. Nonsens. Ek ken mense, kinders van die Here wat uit die haglikste omstandighede van hulle lewe groot geword het, maar vandag is hulle totaal ander mense en leef 'n totaal ander lewe, omdat Christus in hulle leef. Geen ander rede nie. Die wet van Christus is doeltreffend, omdat dit geestelike vrugte voortbring en gelowiges in staat stel om 'n lewe te lei wat God se karakter reflekteer, daardie pragtige eienskappe. Kom ons vergelyk hierdie twee wette. Die wet van Sinai is ekstern. Hy fokus op wette en rituele. Hy's veroordelend. Hy bied straf vir ongehoorsaamheid. Die wet van Christus is intern, 'n binnekant wet. Hy fokus op die hart en op verhoudings. En hy's verlossend. Hy bied genade en vergifnis en hy beklemtoon barmhartigheid bo oordeel. 2 Korintiërs 5 vers 19. Dit bestaan daarin dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle nie hulle oortredings toe te reken nie. En hy het ons aan die boodskap van versoening toevertrou. Is wonderbaar. Die wet van Sinai het tot skuld en wanhoop gelei en die mensdom se behoefte aan 'n verlosser duidelik gemaak. Hy is ons leermeester. Hy leer ons dat jy 'n behoefte het aan 'n verlosser. Die wet van Christus bring hoop en bied 'n weg tot versoening met God, omdat die wet van Christus die wet van die verlosser is. Die uiteindelike oorwinning as gelowiges staan ons op die fondament van beide wette. Maar ons ervaar die transformerende aard van die wet van Christus. Deur die wet besef ons behoefte aan genade. Deur Christus ontvang ons daardie genade. Die wet van Sinai bring gebondenheid as 'n gevolg van sy onvermoë om te red. Galasiërs 4, kom ons lees. Galasiërs 4 vers 24 en 25. Ek lees in die 20 vertaling. Galasiërs 4 vers 24 en 25. Om dit allegories te stel. Hierdie twee vroue verteenwoordig twee verbonde. Die een wat van die berg Sinai afkom, bring slawe voort. Dit is Hagar. En Hagar staan vir die berg Sinai in Arabië. Sy verteenwoordig die huidige Jerusalem, omdat sy en haar kinders slawe is. Maar die Jerusalem daarbo is vry, sy is ons moeder, want daar staan geskryf, wees bly, onvrugbare vrou, wat nie geboorte skenk nie, jubel en juig, jy wat nie geboortepyne ken nie, want die baie kinders van die verlate vrou is meer as die van die vrou met haar man. Interessant. Die huidige Jerusalem, die Joodse godsdienstige leiers van daardie tyd, het vasgeklou in die wet van Moses en hulle die identiteit gesoek in die nakoming van reëls. Hulle het nie besef dat Christus gekom het om hulle te kom vrymaak nie. So as jy jou geloof bou op die wet, is jy soos Hagar se kinders in geestelike slawerny. Maar as jy jou geloof bou op God se belofte in Christus, is jy soos Sara se kind, geestelik vry.
Die wet van Christus bring vryheid deur ons in staat te stel om sy wet deur liefde en deur die leiding van die Heilige Gees te vervul. Die wet van Christus bemagtig ons as gelowiges nie net vir geestelike sake nie, maar ook vir ons alledaagse lewe. Dit verander ons optrede, ons verhoudings, ons betrokkenheid by die samelewing. Kolossense 3 vers 23 tot 24 sê dit vir ons. En wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here, nie vir mense nie. As jy in die wet geleef het, het dit gesê, wat jy ook al doen, jy werk mos vir Bill Gates. So, werk en net tot daardie mate wat hy jou betaal, want jy kry mos, jou salaris is mos karig, hy's mos vreksynig, en dan het ons al hierdie beskuldigings teen ons baas, en teenoor die maatskappy vir wie ons werk. Hulle gee nie eens my pensioen of mediese fonds nie, hulle tap die bloed uit 'n klip uit, ek moet werk en werk en werk, hulle betaal nie eers oortyd nie. Maar as jy in Christus leef, en jy werk vir dieselfde Bill Gates en dieselfde maatskappy wat jou onderbetaal en bloed uit 'n klip uittap, dan sê jy, ek doen hierdie werk met die vreugde van my hart, want Bill Gates dink ek werk vir hom, maar ek werk eintlik vir Christus. Hy's net die kanaal wat vir my 'n salaris moet gee. Dis die verskil. Vers 24, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. Daarom, so maklik eintlik. Ons het 'n hartverandering nodig, né? In die lig van alles wat ons ondersoek het, ontstaan die belangrikste vraag. Watter wet is die oorwinnaar in die lewe van 'n Nuwe Testamentiese gelowige? In geloof, die wet van Christus maak geloof moontlik, wat deur liefde werk. Gelowiges word geroep om deur die Gees te wandel en vrug voort te bring. In ons sekulêre lewe, die wet van Christus beïnvloed hoe ons met die wêreld omgaan. Dit gee waarde aan ons werk, ons verhoudings en ons betrokkenheid in die gemeenskap. Matteus 5 vers 14 en 16 sê mos vir ons, julle is die lig van die wêreld. So, ons is die lig van die wêreld. Nou hoe lyk 'n lewe onder die wet van Christus? In jou verhoudings, jy vergewe, omdat jy self vergewe is. Jy seën, selfs wanneer jy vervloek word. Jy soek vrede, selfs al word jy onregverdig behandel. Ons het 'n hartsverandering nodig. In jou werk en in die sekulêre lewe, jy werk nie net meer vir 'n salaris nie, maar jy werk vir die Here. Jy doen alles met integriteit en met uitnemendheid, irrespective of, ten spyte van jou slegte salaris. Laat hy jou betaal wat hy jou wil. Jy doen uitnemende werk en jy behandhaaf ten alle koste integriteit. Ook al sien niemand dit eers raak nie. In jou gemeentelike lewe, by jou kerk of jou gemeente, jy leef in ware gemeenskap met jou medebroers en susters. Nie om reëls te gehoorsaam nie. Nie om te kyk of iemand die reëls gehoorsaam nie, want die reëls bly by godsdienstigheid. Ons leef vry in Christus. Maar om Christus se liefde prakties uit te leef. Dis hoekom ons 'n gemeenskap van heiliges is. Om Christus se liefde prakties uit te leef, die een teenoor die ander, die een ter wille van die ander, die een in die plek van die ander. Want ons het mos 'n opdrag om na mekaar om te sien. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Ook in jou identiteit. Jy meet nie meer jou waarde aan jou eie prestasies nie, maar aan Christus se werk aan die kruis. So dit mos gehoor, Christus en hom as gekruisigde, niks anders nie. Ons is nie meer vasgevang in 'n stelsel van selfpoging en skuld nie. Ons is vry, nie om wetteloos te leef nie, maar om in liefde en genade te leef. Die wet van Sinai wys die pad na die kruis. Die wet van Christus wys die pad vanaf die kruis, 'n lewe van vryheid, oorgegee aan God se liefde, tot in die ewige heerlikheid, want hy het gekom vir ons, om vir ons lewe en lewe in oorvloed te gee.
So ek vra jou vandag, leef jy nog met 'n mentaliteit van ek moet, anders gaan ek nie goed genoeg wees nie? Of leef jy uit die genade van Christus wat reeds gesê het, dit is volbring? My bede is dat ons nie net kennis dra van hierdie waarheid nie, maar dat ons dit van vandag af, as ons dit nog nie leef nie, van vandag af spesiaal elke dag gaan aanhou uitleef. Die wêreld kyk of ons die wet van Christus leef, deur liefde, vergifnis, barmhartigheid, regverdigheid. Mag jou lewe 'n duidelike getuie wees. Ek is nie meer onder die wet van Sinaï nie. Ek is vry in Christus. Geliefdes, hoewel die wet van Sinaï sy plek in die geskiedenis het, deur ons na die Verlosser te wys, is dit die wet van Christus wat in ons harte regeer en uiteindelik ons voetstappe loods, ons voetstappe lei. Deur Christus se kruiswerk op Golgotha word ons geroep tot 'n nuwe standaard. 'n Wet gewortel in liefde, genade en die krag van heiligmaking. Ons as Nuwe Testamentiese gelowiges behoort daagliks hierdie oorwinning te omhels, as nuwe skepsel te leef en God se heerlikheid te gaan weerspieël in ons geloofslewe en in ons sekulêre lewe hier buite. En mag ons altyd onthou, ons is nie onder die wet van Sinaï nie, maar onder die bevrydende kruiswerk van Christus, sy wet wat ons vrymaak om oorvloedig te lewe en mateloos lief te hê. Christus in ons en Christus deur ons, want dit is volbring. Amen en amen.